Ons begin vandag met hiperboliese funksies. In graad 10 is die standaardvorm van die hiperboliese funksie y is gelyk aan k gedeel deur x plus q. Nou, hoekom noem ons dit 'n hiperboliese funksie? Dit is 'n hiperboliese funksie omdat ek met x deel. En ons noem die grafiek van 'n hiperboliese funksie 'n hiperbool. So, jy moet altyd uitkyk vir die gedeel deur x deel om te weet dat jy 'n hiperbool gaan teken. Nou, wat ek nou hier neergeskryf het vir die standaardvorm is k op x plus q. Ons gaan eers net kyk na die heel basiese hiperbole, soos die een wat ek hier het, y gelyk aan 8 gedeel deur x, en natuurlik het ek dan 'n plus 0 by om hom in daardie standaardvorm te skryf. So kom ons vergeet eers 'n bietjie van die plus 0. Nou, ek wil die hiperbool skets. Maar omdat ons eers vandag moet ontdek hoe lyk 'n hiperbool, gaan ek dit met 'n tabel doen. So ek gaan my x-waardes wat ek klaar gekies het, in my vergelyking insit en my y-waarde bereken. So as x minus 8 is, dan kry ek 8 gedeel deur minus 8, wat min 1 is. As x gelyk is aan minus 4, dan kry ek 8 gedeel deur minus 4, wat minus 2 is. X gelyk aan minus 2, 8 gedeel deur minus 2 is 4, minus 4. En vir x gelyk aan minus 1, gaan ek kry minus 8. Nou wat gebeur wanneer x gelyk aan 0 is? Dan kry ek deling deur 0 wat ongedefinieerd is. Ek weet, ek mag nooit met 0 deel nie. So hierdie blokkie daar, het ek ongedefinieerd. Nou dit sal beteken dat my grafiek nooit naby x of nooit aan x is gelyk aan 0 mag raak nie. En nou kan ons aangaan na x is gelyk aan 1 toe. As ek 1 hierin vervang, kry ek 8 op 1 wat 8 is. As ek 2 in vervang, kry ek 4. 4 in vervang kry ek 2 en 8 in vervang gee vir my 1. So, nou om die punte te plot, sodat ek kan sien hoe die vorm van my grafiek lyk, begin ek maar hier, my eerste punt daar is die punt x is minus 8, y is minus 1, beteken ek gaan na minus 8 toe hier en dan af met 1 eenheid. My volgende punt gaan wees minus 4 minus 2, so ek gaan na minus 4 toe en dan 2 eenhede af. Nou ja, ek gaan nie al die punte se koördinate uitskryf nie, ek gaan hulle wel almal plot. Die volgende een, as x min 2 is, moet y min 4 wees, so x min 2, dan's y min 4, en dan as x min 1 is y min 8. Geef vir my die punt daar. Dan los ons die y-as heeltemal uit. Onthou, ek sê nou die y-as, want as x gelyk aan 0 is, kry ek presies die y-as. So, ek gaan nou na x is gelyk aan 1 toe, dan is y gelyk aan 8, x gelyk aan 2, dan gaan ek na 4 toe, 4 gee vir my 2 op die y-as, en as x gelyk aan 8 is my y-koördinaat 1. Goed, nou moet ons daardie punte verbind om 'n grafiek te maak. Maar onthou, op die x-as, ek gaan dit sommer hier skryf, mag nie,
het nou gesê x-as, maar ek bedoel y-as, mag nie aan die y-as raak nie. So wat ek sal moet doen sodat ek die y-as kan vermy, is ek sal hierdie kant die punte moet verbind en ek sal daardie kant die punte moet verbind. Nou kom ons kyk. Ja, daar gaan ek probeer mooi deur die punte gaan, vryhand, dit is gerond. En my grafiek gaan aan, my grafiek gaan ook aan daar, en dan kom ek begin van onder af, kan ek beter sien wat ek doen. Daar sy, en hy gaan aan hier, en hy gaan aan daar ook. So, omdat my grafiek nooit aan die y-as raak nie, gee ons die y-as 'n naam. Dit is 'n asymptoot. Nou, ek het 'n bietjie plek nodig dat ek julle kan vertel van 'n asymptoot. Ek gaan eintlik sommer maar hierdie tabel uitgooi, dan het ek baie meer plek. Goed, so ek wil julle vertel van 'n asymptoot. Nou, 'n asymptoot is 'n lyn. Dis nie 'n getal nie, dis 'n lyn. Sodat die grafiek al hoe nader aan dit beweeg, 'n lyn sodat die grafiek al hoe nader beweeg, maar nooit die lyn raak nie. So dit is 'n asymptoot. Nou ons het gesê, ons gaan sê die y-as is 'n asymptoot. En ek wil nou net vir myself 'n stippellyn hier op die y-as probeer trek. Maak dit nou maar, omdat dit 'n stippellyn is, gaan dit nou maar stadig hier. Maar my grafiek raak nooit aan die y-as nie, want deling deur 0 is ongedefinieerd. En as x 0 is, dan gaan ek deur 0 moet deel. So, daar het ek 'n asymptoot. Die grafiek kom al hoe nader en nader na dit. Jy kan maar kleiner waardes gaan toets op jou eie. As jy 'n half vat en 'n kwart vat, jy sal sien, ek kom al hoe nader en nader aan die y-as, maar ek gaan nooit by hom kom nie. En net so hier aan die negatiewe kant, ek kom ook nader en nader aan die y-as, maar ek kom nooit by hom nie. So, onthou, 'n asymptoot is 'n lyn. In hierdie geval, omdat dit op die y-as is dit 'n vertikale lyn. En die vergelyking van 'n vertikale lyn is altyd x is gelyk aan 'n getal. So die getal is hier waar hy deur die x-as gaan, en in die geval is dit 0. So daar is my vergelyking van die vertikale asymptoot. Maar die grafiek het ook 'n horisontale asymptoot. Kyk net 'n bietjie. Hy raak ook nooit aan die x-as nie. Ek weet nie of julle my stippels hier kan goed sien nie, maar die grafiek raak ook nooit aan die x-as nie. Hy kom wel nader en nader na die x-as toe, en hier ook nader en nader. 'n Mens kan dit maklik toets deur groot waardes vir x te kies. Jy kan sien, as ek 'n groot waarde vir x hier insit, kom ek nader en nader na y gelyk aan 0 toe, maar ek bereik dit nooit nie. So ek het ook 'n vertikale asymptoot.
'n horisontale asymptoot. En vir 'n horisontale asymptoot is my vergelyking altyd y is gelyk aan 'n getal. Die getal is waar daardie grafiek deur die y-as gaan en dit is by 0. Ek wil net daai soliede lyn daar uitvee. 'n Soliede lyn beteken eintlik dis deel van die grafiek. Het ek hom nou nie uitgevee nie. Daar's hy nou weg. So 'n soliede lyn beteken dis deel van die grafiek, terwyl 'n stippellyn beteken dis nie regtig deel van die grafiek nie. Ons kan nie die grafiek teken daar waar ek my stippellyn geteken het nie. Nou, hoe lyk die definisieversameling? Nou, die definisieversameling is altyd x is 'n element van reële getalle, maar hierdie slag weet ek dat x nie 0 mag wees nie, want die grafiek raak nie aan die y-as nie. So x is ongelyk aan 0. En my waardeversameling is altyd my y-waardes wat op die grafiek van die funksie lê. En weer eens weet ek in hierdie geval mag y nie 0 wees nie, want y raak nie aan die x-as nie. Nou ja, daar is hy. Ons sal in ons volgende video nog so 'n voorbeeld maak.